Shabbat Shalom, dankie dat jy ingeskakel is op hierdie Saterdagmôre. My naam is Rian Abri en ek eer die lewende God vir sy liefde, sy genade, sy barmhartigheid en dat jy deel is van hierdie bediening. So baie dankie. Dankie vir elke like en comment en dankie dat jy deel is van hierdie bediening en dat jy betrokke is op ons kanale, op Facebook en op YouTube en op ons WhatsApp kanale. En baie dankie dat julle ons ondersteun. Dankie vir elke gebed, elke like en elke comment. En ons waardeer dit uit ons hart uit. En baie dankie ook vir elke saad wat julle insaai in die koninkryk van God. En daardeur kan ons vandag hierdie boodskap uitbring. En ons kan die uithoeke van Suid-Afrika bereik vanweë die feit dat julle getrou is in die saad wat julle saai. So baie dankie daarvoor. Ons eer die skepper van hemel en aarde daarvoor. So vandag wil ek met jou gesels oor die feit dat daar is gevolge in terme van dit wat die afgelope paar weke plaasgevind het, wat daar natuurlik sekere uitlatings gemaak is, en dat daar sekere persone op sosiale media verskyn het en hulle het video's gemaak en gesê dat daar gaan natuurlik 'n gebeurtenis plaasvind oor 'n sekere datum en mense het daarby gestaan en gesê dit gaan gebeur. Nou het dit nie gebeur nie. Nou wat nou? Nou is daar natuurlik 'n gevolg. Daar is 'n resultaat van dit wat mense geuiter het, dit wat mense gesê het, die datums wat hulle vasgestel het, is daar natuurlik 'n resultaat van dit. Want ongelukkig, ouens, ek en jy moet dit weet, ons lewe in onseker tye. En omdat ons in onseker tye lewe, gebeur daar dinge wat ons geloofwaardigheid beïnvloed. So dit is hartseer om vandag te besef dat soveel mense is om die bos gelei, maar dit is baie meer as net dit. Ek dink mense besef nie die enorme skade wat gerig is in mense se lewens en hulle geloofwaardigheid wat beïnvloed is. Mense is kwaad en mense is teleurgesteld en mense voel misbruik en hulle voel verneder vanweë dit wat plaasgevind het die afgelope paar weke. Maar hier is die probleem. Hier is die probleem. As gevolg van mense wat nie die woord ken nie en hulle eie gevolgtrekking maak in terme van die eindtyd gebeur hierdie goed en die geloofwaardigheid van die mens word beïnvloed. Onthou, hierdie wêreld is bekend met dit wat plaasgevind het. Ek meen, dit was wêreldwyd bekend gemaak. Dit het tot in Amerika het dit posgevat. Wêreldwyd het dit bekend geword. En nou is daar mense wat as gevolg van dit, wat nou nie gerealiseer het nie, wat hulle rug draai op die lewende God. Dis hartseer mense. En nou kyk jy op 'n sekulêre aspek. Op 'n sekulêre aspek is daar mense wat nog die moontlikheid gehad het om gered te word. Maar nou wil hulle niks met die lewende God uit te waai nie, en hulle wil niks met die Bybel te maak hê nie. Hulle wil niks met gelowiges te maak hê nie, want ons is 'n klomp mense wat lieg. En ongelukkig word almal onder dieselfde kamp ingebring. En of jy nou 'n gelowige is, en of jy nou 'n Christen is, en of jy nou net so een keer elke nou en dan kerk toe gaan, en of jy nou God dien in gees en in waarheid, ons almal word onder dieselfde kamp gebring. So, nou wil mense niks met die lewende God te maak hê nie, en daar was mense wat nog die moontlikheid gehad het om gered te word, en nou word hulle negatief beïnvloed. So eintlik, dit wat plaasgevind het oor die afgelope paar weke, en deur 'n sekere persoon of persone wat gesê het, dis die datum, en dit gaan gebeur, het dit groot skade gerig in die koninkryk van Elohim. Groot skade. En wat nou gebeur is, hoe kan mense nou enigiets glo, wat uit die mond van 'n prediker of uit 'n gelowige kom, en hoe kan mense nou glo selfs wat die Bybel sê? Want daar's goed gesê en nou dit nie gerealiseer nie. En so hoe kan mense nou enigiets glo wat uit 'n prediker se mond uitgaan? Hoe kan mense nou enigiets glo wat 'n gelowige sê of wat die Bybel self sê? So die woord en die gelowiges se geloofwaardigheid is onder 'n geweldige aanval. Onder 'n geweldige aanval.
En wat is die verskoning? Die verskoning is, ag nee, ten minste het daar baie mense tot bekering gekom oor hierdie periode. Ok, maar dis verkeerd, want mense word gered en vrygemaak deur die waarheid, nie deur die leuen nie. Hulle word vrygemaak deur die waarheid. Hier sê die woord dit, Johannes hoofstuk 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. So nie die leuen nie, so ek kan nie 'n leuen verkondig en nou mense intrek in die koninkryk van God en verwag dat hulle gaan blywend wees in Jahwe se koninkryk nie, want dan het ek dit gedoen onder 'n valse voorneme en met leuns. Want dis die waarheid wat vrymaak. Die waarheid. Maar jy sê, nou is daar baie onsekerheid. En daar is verwarring onder mense. So, wat moet ons nou glo en vir wie moet ons nou glo? Wat moet ons glo en want dit is so maklik want ons luister na die ene en ons luister na daai ene en ons luister na hierdie ene, maar nou word die waarheid op die proef gestel. Ek het dit gesê so rukkie terug, ek sê die waarheid sal homself openbaar. Die leuen gaan ook homself openbaar. Maar nou is mense verward. Nou is daar verwarring, nou is daar onsekerheid. So hoe behou ek my geloofwaardigheid in onseker tye? Ons gaan kyk wat sê die woord. Die woord sê dit baie duidelik. Hy sê in 1 Johannes 4 vers 1, hy sê, geliefdes, glo nie elke gees nie. Maar stel die geeste op die proef of hulle uit Elohim is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Ok, ouens, hierdie is realiteit. Ons sien dit vandag. Dit is 'n absolute realiteit. So wat moet ons doen as gelowiges? Ons as gelowiges moet 'n natuurlike aksieplan hê in terme van dit. Want omdat daar valse profete is en omdat ons, hier is die opdrag, Vader gee vir ons die opdrag, hy sê, glo nie elke gees nie. Glo nie elke gees nie. En dis hoekom dit belangrik is, en ek het dit al baie gesê, ek sê, moenie net glo wat ek vir julle sê nie, gaan toets my aan die hand van God se woord, gaan toets my, en daarom, ons kan nie net elke persoon glo, wat op sosiale media klim, en video's maak, en die woord verkondig, ons kan nie net elke een glo nie, want dis belangrik, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit Elohim is. Hoe gaan ons weet dat iemand uit die lewende God uitpraat? Hoe gaan ons dit weet? Deuteronomium hoofstuk 13. Ons gaan weet dat daardie persoon is kredietwaardig wanneer hy, nommer 1, dit wat hy sê, dat dit sal waar word. Dat dit realiseer. Nommer 2 is dat daai persoon wat die woord verkondig, lei jou nie na afgoderry en om agter ander gode aan te loop en pagan feeste te doen nie. Dit is geloofwaardigheid in terme van 'n prediker of 'n pastoor of 'n herder of wie ook al. So daarom moet ons 'n aksieplan hê, omdat daar valse profete is. Moet ek en jy 'n aksieplan hê. So wat is hierdie aksieplan? Nommer 1. Volg Yeshua. Dis aksieplan nommer 1. Volg Yeshua. Want die woord sê Johannes hoofstuk 10 vers 27, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Volg nie 'n prediker nie, nie 'n volger van iemand nie, nie 'n volger van 'n mens nie, maar hy volg Yeshua. Met ander woorde, my skape luister na my stem, so ek en jy moet kan hoor wanneer Yeshua met ons praat, ons moet kan weet wanneer hy in ons lewe is, ons moet hom ken en hy ken ons, en dan volg ons hom. Ons volg sy woord, ons volg dit wat hy sê, ons volg hom, ons is 'n volger van Yeshua, nie van die mens nie. So, moenie my volger wees nie. Nommer 1, wees Yeshua se navolger, wees Yeshua se volger. Want as jy hom volg en die mens stel jou te leer, en onthou een ding, dat ons almal is mense, en ons almal het foute, maar ons moet so hou by die woord van God, maar as ek en jy gaan ondersoek instel in terme van mense, gaan ons die foute begin raak sien in mense se lewens. So is ek perfek? Nee, ek is nie, ek het ook foute. Maar ek het 'n strewe daarna om in heiligmaking te lewe en om perfektheid te bereik
in hierdie tyd waarin ons lewe? Is dit maklik? Nee, dit is nie. So daarom sê ek, moenie my volger wees nie, alhoewel dit daar mense is wat inskakel en mense is gesubscribe op ons YouTube kanaal en hulle volg die bediening en is great, is fantasties, maar moenie my volger wees nie. Wees 'n volger van Yeshua en wanneer die woord met jou praat, gaan kyk wat sê die woord en gaan ondersoek my om te kyk of ek reg praat. So wees 'n volger van Yeshua. So wat is tweedens ons aksieplan? Die tweede aksieplan is, gaan ondersoek die woord. Hierdie is belangrik ouens, gaan ondersoek die woord. Hy sê in Matteus 22 vers 29, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van Elohim nie. Dis hoekom baie mense kom by 'n verkeerde interpretasie uit en hulle hardloop met sekere goed, want hulle dwaal omdat hulle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van Elohim nie. So gaan ondersoek die woord. Wanneer ek vir jou iets gee en wanneer ek die woord verkondig, gaan kyk of dit reg is. Ek hou nou natuurlik van die manne van Berea. Toe Paulus die evangelie van Yeshua verkondig en net so terloops, waaruit het hy die evangelie verkondig? Uit die Nuwe Testament? Nee, dit was nog nie daar nie. Hy het die evangelie van Yeshua verkondig uit die Ou Testament en wat het hy gedoen? Hy het dit gedoen in 'n sinagoge op die Shabbat, net so terloops. Op die Shabbat het hy die evangelie van Yeshua verkondig. So nou verkondig hy dit en die ouens van Berea sê, wag, Paulus, wag net so 'n bietjie. Wag, ons moet eers gaan ondersoek om te kyk of dit wat jy sê, of dit die waarheid is. Wat doen hulle? Hulle gaan ondersoek die skrifte. En hulle gaan kyk, maar Paulus praat hier die waarheid en hulle kom agter, maar hy praat die waarheid. So mense, ek en jy moet daai gesindheid hê om die woord te gaan ondersoek, dat ons nie in hierdie kategorie sal val waar die woord sê julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van Elohim nie. Want as ons die woord ondersoek, dan gaan ons by die regte interpretasie kom. As ons die woord ondersoek en ons gaan lees wat in die woord staan, gaan ons nie om die bos gelei word deur mense nie. En dan derdens, die derde aksieplan wat ons as gelowiges moet hê is, ek en jy moet gelei word deur Heilige Gees. Ons moet gelei word deur Heilige Gees. Johannes hoofstuk 16 vers 13 sê dit so mooi. Hy sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid. Die wat se Gees? Die Gees van die waarheid. Sal hy julle in die hele waarheid lei. Onthou een ding, dat Heilige Gees het nie 'n gesplete persoonlikheid. Hy het nie. Hy sal nie vir my sê ja en vir jou sê nee oor dieselfde saak nie. Hy het nie 'n gesplete persoonlikheid nie. So wat is die probleem? Waar lê die probleem? Die probleem lê by die mens wat verkeerd glo, wat nie die woord ken nie, wat nie 'n volger is van Yeshua nie en wat nie toelaat dat Heilige Gees hom lei nie. Want wat sal Heilige Gees doen? Gaan jou lei in die hele waarheid. Maar wanneer jy beperkte lig het, gaan hy jou net kan lei in die beperkte lig wat jy het. Ek kan nie verwag dat as ek die woord nie ken, dat hy my gaan lei in die woord nie. Kom ek verduidelik gou iets vir jou. Wanneer ek 'n beperkte hoeveelheid van sy woord het, dan kan die Heilige Gees my net lei in daai beperktheid. Hy kan my nie lei in iets wat ek nie weet nie. Hy kan my nie lei in die lig wat nie in my lewe is nie. So wanneer ek sy woord ken, en hoe meer ek sy woord ondersoek, en hoe meer studie ek doen, hoe meer ek in sy woord besig is, en tyd spandeer met ons Messias, die skepper van hemel en aarde, met Yeshua, hoe meer tyd ek met hom spandeer, hoe meer gaan Heilige Gees my kan lei in die hele waarheid. Want hoe groter my lig is, hoe groter kan Heilige Gees my lei. Maar as ek beperk is, dan is daar 'n beperking in sy leiding. So die woord sê dit baie duidelik, hy sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, en hy sal nie uit homself uitspreek. Maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Nou wat se toekomstige dinge?
Wat se toekomstige dinge is dit? Dit is die toekomstige dinge wat in die woord opgeteken is. Hy gaan nie nou vir jou 'n revelation gee wat nie in die woord is nie. Luister nou baie mooi mense. Heilige Gees werk hand aan hand met die woord van Skepper Lewende God. Hy sal jou nooit buite die raamwerk van God se woord lei nie. Nooit nie. Hy sal jou altyd lei binne die raamwerk van God se woord. So wanneer ek sy woord lees, en ek lees sy woord in terme van eskatologie, en in terme van die profesie wat nog vervul moet word, en ek ondersoek sy woord, sal Heilige Gees my lei waarin? In die toekomstige dinge wat opgeteken is in sy woord. En daaruit sal hy my lei en vir my die openbaring gee. Maar as ek beperkte lig het, en ek het 'n verkeerde interpretasie, gaan hy my nie kan lei in die hele waarheid nie. So dit is ons aksieplan. Nommer 1, ons moet 'n volger wees van Yeshua. Nommer 2, ons moet die woord ondersoek. Ons moet sy skrif ken. Ons moet die krag van Elohim ken. Derdens, ons moet gelei word deur Heilige Gees. Romeine 8 vers 14 sê dit tog so mooi. Hulle wat deur die Gees van Elohim gelei word, hulle is waarlik kinders van Elohim. So hoe belangrik is hierdie aspekte? Hoe belangrik is hierdie aksieplan? Hierdie aksieplan is uiteraard baie belangrik. Want wat sê die woord? Die woord sê in Matteus 24 vers 11, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Die woord sê dit. En ongelukkig het ons dit gesien, dit is geopenbaar die afgelope paar dae, die afgelope paar weke, is dit geopenbaar. Baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. 2 Timoteus 3 vers 1 sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Hoekom gaan daar swaar tye kom? Hoekom gaan daar swaar tye kom? Hy gee die antwoord net daarna, want mense. So die mens gaan vir ons in die laaste dae 'n probleem wees. Hy gaan 'n absolute probleem wees in die laaste dae en dit gaan veroorsaak dat daar swaar tye kom as gevolg van die mens. En nou sê hy in Matteus 24 vers 12, omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. So nou sien ons dit, dat die ongeregtigheid neem toe. Hoekom? Want mense is seergemaak. Mense is teleurgesteld. Mense is kwaad. Hulle is negatief beïnvloed vanweë iets wat iemand gesê het, en dit veroorsaak dat mense wegdraai van die lewende God, die ongeregtigheid vermeerder, die liefde van soveel mense verkoel. En nou kom hy in Matteus 10 vers 22, en hy sê, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. So ons gaan gehaat word. So daar is nou 'n haat en 'n opstand teen geregtigheid en teen die ware geloof wat nou besig is om plaas te vind. En is hartseer om te sien dat mense is so seer gemaak en hulle het nou 'n haat teenoor gelowiges. Want mense het hulle goed verkoop. Mense het hulle werke bedank. Mense het hulle honde uitgesit, want hulle wou nie gehad het dat hulle honde moes nou alleen hier agterbly nie, en hulle het hulle honde uitgesit, en mense het alles verloor as gevolg van die feit dat hulle iemand geglo het, en hulle 'n verkeerde interpretasie van die woord, en iemand het hulle om die bos gelei. Hoekom? Want hierdie aksieplan was nie betrokke by mense nie. Hulle het nie Yeshua gevolg nie, hulle het nie die woord geondersoek nie, hulle is nie gelei deur die Heilige Gees nie. En as gevolg van dit, het mense skade gekry. As gevolg van dit is mense beïnvloed deur ander mense. En is presies wat gebeur waarvan die woord praat. Hierdie goed gebeur in die laaste dae. So met ander woorde, nou is daar 'n haat wat opstaan teen geregtigheid en teen die ware gelowige. So wanneer jy as 'n gelowige in die openbaar verskyn, en jy praat oor jou geloof, en jy dien God in gees en waarheid, dan sê hulle, okay, so jy's een van daai ouens, wat ons nou geglo het oor die 23ste en die 24ste September, jy's een van daai ouens, so waar is jou God dan nou? En dan word jy onder dieselfde kamp gebring, en dit breek die geloofwaardigheid van mense af.
En alhoewel jy dalk nie so geglo het nie, alhoewel jy dalk 'n ander sienswyse het, ons almal word onder dieselfde kamp geplaas. En is hartseer, mense. Daar is 'n haat, daar is 'n opstand teen geregtigheid en ware geloof, daar is 'n opstand tussen moslems en gelowiges, tussen die wêreld en gelowiges, en dan natuurlik gelowiges en ook ander gelowiges. En as jy kyk na die politieke wêreld, dis in 'n absolute toestand. Dis 'n absolute toestand. Nou kom ek praat gou met jou oor wat in die afgelope paar dae gebeur het. Right, so Prime Minister Benjamin Netanyahu praat by die UN General Assembly. Dit het plaasgevind op die 22ste September 2025. Weet jy wat gebeur? Die delegates staan op en hulle loop uit, nog voordat hy iets gesê het. Hulle staan op en hulle loop uit. Nou, hoekom gebeur dit? Ouens, ek wil vandag vir jou sê, dis die tekens van die tyd, want daar moet 'n haat wees teen Israel en teen ware gelowiges wat natuurlik die uittyd in werking bring. So nou, almal spoel hulle monde uit teenoor Israel. Maar niemand wil luister of aanvaar dat Israel homself mag verdedig as 'n land bestaan nie. Nou kom Donald Trump, en Donald Trump het ook 'n toespraak gehad by die General Assembly, die UN General Assembly, en hy maak 'n verklaring en hy sê dat Amerika gaan biological weapons in werking stel wat deur AI gedryf word om te voorkom dat daar ander lande oorlog kan maak en dat daar verwoesting sal plaasvind deur kernwapens. So nou staan Amerika op en sê, right, ons gaan toetree en ons gaan nie toelaat dat enigiemand anderste, 'n ander nasie kernwapen oorlog voer nie. So ons gaan 'n biological weapon gaan ons in werking stel wat nou natuurlik deur AI gedrywe word. So ons moet oplet met wat gebeur. Ons moet oplet. Ons moet oplet wat besig is om te gebeur reg oor hierdie wêreld. En daarom kan ons nie ons geloofwaardigheid verloor in hierdie onseker tye nie. Ons kan nie. So terwyl al hierdie dinge gebeur, moet ons besef dat dit gaan moeiliker wees vir jou om jou geloof uit te leef. Ons geloofwaardigheid is onder 'n aanval, maar die woord sê dit gaan gebeur. Die woord sê dit. En wat gebeur nou in terme van die sekulêre wêreld en selfs onder gelowiges, gebeur die volgende. 2 Petrus 3 vers 3 tot 4. Hy sê die volgende, hy sê, maar dit moet julle veral weet dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos wat dit was van die begin van die skepping af. So met ander woorde, die gelowiges het eintlik nou 'n bespotting geword reg oor die wêreld. En dit is die skade wat gerig is vanweë iemand wat 'n uitlating maak en datum sit en dink, hoor hierso, hierdie goed gaan nou gebeur. Net omdat iemand 'n verkeerde interpretasie het van die woord, bring dit soveel skade. En nou kom daai persoon en hy maak verskonings, nee, en mense aanvaar dit. Nee, sorry. Mense is seer gemaak en dit het skade berokken in die koninkryk van God. So nou is daar spotters wat opstaan. So hierdie woord kom eintlik nou in vervulling. Hierdie woord kom nou in vervulling. Judas hoofstuk 1 vers 17 tot 18 sê dit ook, maar julle geliefdes moet die woorde onthou wat van tevore gespreek is deur die apostel van ons meester Yeshua die Messias, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tye sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Wat gaan nou gebeur? Nou verkondig jy die evangelie. Nou werk jy met mense, nou praat jy met mense en jy sê vir mense, weet jy wat, jy moet tot bekering kom, ons is in die laaste dae, gaan mense jou uitlag. Mense gaan jou uitlag. En vir jou sê, ag man, hou op ons praat. En dis wat nou besig is om te gebeur, as gevolg van mense wat dit nasionaal bekend gemaak het, en ook dit het versprei in die wêreld, en dit het veroorsaak dat ons as gelowiges word 'n bespotting by die wêreld.
So waar is die belofte van sy wederkoms? Julle praat dan so oor dit en julle verkondig dit en nou gebeur dit nie. Waar is dit? Julle is 'n klomp leenaars, man. En dis wat die wêreld nou van ons dink. Sê dat daar in die laaste tye sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. So mense, wat moet ek en jy doen? Wat is ons oplossing in hierdie tye waarin ons lewe? Wat moet ek en jy doen? Right, so ek het vir jou die aksieplan gegee. Dis belangrik. Ons moet by daai aksieplan bly. Nou wil ek jou bemoedig deur die woord. En die woord sê, dis wat ons moet doen. Judas vers 20 tot 21. Hy sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van Elohim bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons meester Yeshua Messia tot die ewige lewe verwag. Halleluja! So terwyl daar spotters is, terwyl ons in hierdie laaste dae is, wat sê die woord met ons doen? Ons moet onsself opbou in ons allerheilige geloof. So moenie nou jou geloofwaardigheid verloor as gevolg van iets wat iemand gesê het nie. Moenie dat dit nou jou beïnvloed in jou geloof en dink, maar waar is die lewende God nou? Moenie dat dit jou beïnvloed nie. Inteendeel, jy moet jouself opbou in jou allerheiligste geloof. Tweedens, bid in die Heilige Gees. In ander woorde, laat toe dat die Heilige Gees jou bekragtig, jou inspireer, jou krag kom gee, jou die nodige wysheid en insig sal gee en jou sal lei in sy woord, in die hele waarheid. En dan moet ons dan natuurlik ons in die liefde van Elohim toemaak, sodat sy liefde ons sal bewaar. So terwyl die wêreld 'n haat teenoor ons het, hoe moet ek en jy optree? Met liefde. Met liefde. Met soveel liefde en barmhartigheid. Met soveel liefde en omgee vir ander mense. Ten spyte van die haat wat ek en jy ervaar, ten spyte van die teleurstelling. Nou sê Jesaja 41 vers 10, hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou Elohim. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. So mense, dis waarop ek en jy moet fokus. Moenie nou bevrees wees oor die dinge wat gaan plaasvind en die haat wat ek en jy ervaar nie. Moenie nou daaroor bevrees wees nie. Moenie angstig rondkyk nie, want weet jy, die lewende God sê, ek is met jou. Ek versterk jou. Yes, halleluja. Ook help ek jou. So waarmee sukkel jy? Waardeur gaan jy? Plaas vandag jou vertroue en jou geloof op die lewende God. Jou fokus moet op hom wees. Hoekom? Want hy help jou en ook ondersteun hy jou met sy reddende regterhand. Wat beteken die reddende regterhand van die lewende God? Dit beteken autoriteit, dit beteken gesag. Dit beteken dat hy kragtig vir jou sal deurkom. Dit beteken dat hy in sy volle glorie en sy heerlikheid vir jou sal deurkom met sy reddende regterhand. Want sy regterhand praat van absolute autoriteit, want deur die sterke regterhand van Jahwe het hy die volk uitgelei uit Egipte uit. Hy het hulle gevat deur die Rooi See. Hy het hulle oorwinning gegee. Deur die regterhand van Jahwe is daar soveel oorwinnings wat die volk Israel ervaar het en beleef het, en daarmee sal hy sy reddende regterhand vir my en vir jou uitstrek, sodat hy ons sal behoed en bewaar en beskerm. Hier kom 'n amazing gedeelte uit die woord in Psalm 46 vers 10. Hy sê, laat staan en weet dat ek Elohim is. Ek hou nou natuurlik van die Engelse gedeelte. Die Engelse gedeelte sê, be still and know that I am God. Halleluja. So in jou storm en in jou geveg en in jou omstandigheid, weet jy wat moet jy doen? Wees stil. En laat toe dat die God van hemel en aarde 'n woord van kalmte in jou lewe spreek. Net soos Yeshua wat toe hy opstaan
op die skei en daar's 'n storm wat losgebreek het en hy kyk sy disippels so, hy sê, waarom twyfel julle? Julle klein gelowiges. En hy spreek die wind en die storm aan en hy sê, wees stil. En mag hy daardie storm vandag in ons harte en in ons lewens kom stil maak, deur net 'n woord te spreek om te sê, wees stil. En dat jy onder bedaring sal kom. En dat die vyand se werke onmiddellik sal pad gee uit jou lewe uit. En dat jy sal weet dat die lewende God is in beheer. Halleluja, hy is in beheer. Daar is niemand anders wat in beheer is nie. Daar's niemand in hierdie wêreld wat in beheer is nie. Dis nie die konings van hierdie aarde of die presidente van hierdie lande of die wat by die European Union sit nie. Dis nie hulle wat in beheer is nie. Nee, dis die lewende God wat in beheer is. En daarom, alles wat hy toelaat, moet gebeur ooreenkomstig sy woord. So, wees stil en weet dat hy is Elohim. Nou kom 2 Kronieke 16 vers 9. Hier is 'n pragtige skrif. Hierdie praat van ons aksie in terme van wat ons moet doen in hierdie tyd waarin ons lewe. Hy sê, want Yahweh. So, in ander woorde, hy begin heel eers om te sê, want Yahweh. So, dit gaan nie oor ons as mens nie. Net so terloops, hoor. Gaan nie oor ons as mens nie. Hy begin om te sê, want Yahweh. So, waaroor gaan dit? Dit gaan oor die lewende God. Dit gaan oor hom. Want die oomblik wanneer ek en jy ons fokus kan verander om te sê, want Yahweh. Hoor jy so, waardeur gaan jy? Nee, ek gaan nie praat oor my probleme nie, kom ek verander dit. Want Yahweh, kom ek praat oor hom. Halleluja. Hoor jy so, gaan dit goed in jou geestelike lewe? Want Yahweh. Hoe gaan dit met jou? Weet jy, hoe gaan dit met my? Want Yahweh, dis hoe dit gaan met my. En wanneer ek my fokus kan verander, dan weet ek die volgende kom in werking in my lewe. Hy sê, want Yahweh, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Halleluja! Ek wonder, hoe lyk jou hart vandag? Is jou hart onverdeeld op hom gerig? Of is jy besig om te kyk na die dinge van hierdie wêreld? Is jy besig om beïnvloed te word in jou geloofwaardigheid? Hoe lyk jou lewe? Waarmee is jy besig? Is jou fokus op die lewende God? Want wat gebeur baie keer as kom by mense? Hoe gaan dit, broer? Nee, kyk. Nee, ek gaan deur hierdie finansiële probleem. My liggaam. Nee, kyk, my rug, nee. En ons praat altyd negatief. Hoe gaan dit? My diabetes. En my suiker. En my bloeddruk. Nee, verander jou fokus. Hoe gaan dit? Want Yahweh. Halleluja. Want Yahweh, ons Elohim, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun. Met ander woorde, met sy heerlikheid, met sy almag te steun, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. In ander woorde, kry jou fokus reg. Kry jou fokus reg. As jou fokus vandag reg is, en jy het hierdie aksieplan om te sê, weet jy wat, ek gaan Yeshua volg, en ek gaan die woord ondersoek, en ek gaan gelei word deur sy Heilige Gees, en ek gaan nie toelaat dat hierdie goed my begin affekteer, en dat my geloofwaardigheid afgebreek word nie. Nee, ek gaan toelaat dat my fokus vandag op die lewende God sal wees, want wat doen hy? Sy hand ondersteun my, sy reddende regterhand, hy is vir my. As hy vir my is, wie kan teen my wees? So bly vandag in jou geloofswandel met Yahweh, en versterk jou met alles wat jy het, in jou allerheiligste geloof, sodat daar geen afvalligheid in jou lewe mag plaasvind nie. Net soos wat daar baie mense beïnvloed word negatief, deur dit wat gebeur. Nee, wat? Nee, ek sien hierdie goed, het nou nie waar geword nie. Hier is 'n klomp leenaars, ek gaan die wêreld gaan dien. Terwyl mense dit doen, draai om en begin om die lewende God te dien in gees en in waarheid, en bou jou allerheiligste geloof op. Bid in die Heilige Gees en beklee jou en bewaar jou onder die liefde van Elohim. En jy sal sy hand geopenbaar ervaar oor jou lewe. Halleluja! Gaan ons dit doen? Gaan ons hierdie aksieplan uitvoer in ons lewe, terwyl hierdie wêreld in 'n warwoel is, terwyl daar soveel
verwarring en misleiding is, gaan ek en jy gefokus bly op die lewende God, ja of nee? Verseker, ek gaan gefokus bly. En as jy gefokus wil bly vandag, wil ek saam met jou bid net daar waar jy is. Halleluja, kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat ons vandag net ons perspektief weer kan verander. Dankie dat ons vandag kan inbeweeg in u teenwoordigheid. En u kom sê vir ons, Vader, dat ons met onsself opbou in ons allerheiligste geloof. Vader, wanneer ons dit doen en wanneer ons in u liefde bly en in u teenwoordigheid bly, Vader, dan herinner u woord ons wie u is. Vader, want dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor die skepper van hemel en aarde. En ons as mens maak baie keer foute en ons kyk baie keer na 'n mens en ons kom tot 'n val van weer mense. En so kom die woord sê in Jeremia hoofstuk 17 vers 5, vervloek is hy wat op 'n mens vertrou. En daarom bid ek, Vader, help ons dat ons fokus sal afhaal van hierdie wêreld en van mense, maar dat ons op u sal vertrou, want geseënd is die man en die vrou wat Jahwe sy vertroue maak. En ek dank u, Vader. Dankie dat u hand oor ons hou. Dankie, Vader, in 'n tydperk van soveel verwarring en soveel misleiding, dat ons vandag net kan skuil by die rots Yeshua. Dat ons vandag in u woord kan inbeweeg en dat u woord ons sal kom opbou en kom stig. Help ons, Vader, dat ons 'n aksieplan sal hê en dat ons dit sal uitvoer in elke aspek van ons lewe. En Vader, dat ons nie volgers sal wees van mense, maar dat ons u sal volg in gees en in waarheid. Help ons om die woord te ondersoek en nie net te ondersoek nie, maar dat dit verstaanbaar sal wees, dat ons dit sal inneem in ons hart en dat u Heilige Gees ons sal lei daarin. Vader, mag u verheerlik word. Mag u verheerlik word in ons lewe vandag. En Vader, mag die hand, die reddende genade hand van die lewende God oor ons lewe wees. Dis my gebed, Abba Vader. Dat u ons sal versterk, dat u ons sal lei, dat ons sal wandel in die weë van Skepper lewende God. Dat ons gelei sal word na waters waar rus is. Dat ons gelei sal word in spore van geregtigheid. En dat ons by die tafel van die lewende God sal sit, wat u vir ons dek, in die teenwoordigheid van ons teestanders. En dat die guns en die goedheid van Jahwe ons sal volg al die dae van ons lewe. Ons loof u daarvoor en ons aanbid u lieflike naam in die wonderbare naam van ons meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja. Halleluja. Nou ja, wees geseënd. Baie dankie dat jy ingeskakel was. Mag hierdie woord jou vandag aanspoor dat jy jou geloofwaardigheid sal behou in hierdie onsekere dae wat ons inleef. So van my kant af, Rian Abri, is altyd 'n voorreg. Wees geseënd tot volgende keer. Shabbat Shalom.